Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Ek kan nie glo dit is al die 29ste dag in ons Grendeltyd nie. Wat my in hierdie afgelope tyd baie beïndruk het, is hoe die fiksheid atlete programme ontwikkel het om in hierdie tyd fiks te bly. Al het dit beteken om 1200 keer om jou huis te draf, net om 'n bepaalde afstand van 'n marathon te kon voltooi. Ek lees van mense wat ook blikkies kos om hulle bene vasgemaak het en die huise trappe op en af gehardloop het in hulle voorbereiding om die Otterwandelpad later in die jaar te gaan loop. Dit laat my dink aan die teksgedeelte in 1 Timoteus 4 vers 8 en 9. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehou aanvaar word. Die afgelope 4 weke is jy blootgestel aan 'n bepaalde geloofsoefenprogram. Die dagoordenkings, die eredienste, as ook dan die Bybelstudiestukke wat jy ontvang het. Ek wil jou uitnooi vanoggend weer eens om saam met my hierdie geloofsgewoonte in te oefen, wanneer ons gaan toelaat dat die woord van God aan die woord gaan kom. Kry vir jou 'n rustige plek waar jy nie geplaag gaan word nie. Vat jou Bybel saam en maak dit oop by Johannes 3. Skep jou eie ritme om telke male die pause knoppie te druk vir jou eie refleksie en nadenke van die gedeelte. Ons gaan begin ter inleiding om na 'n lied te luister van die groep Salt of Sound met die lied Turn Your Eyes Upon Jesus. Lees nou Johannes 3 vers 1 tot 17 op jou eie tyd. En as jy klaar gelees het, bly vir 'n oomblik by daardie woorde of frases wat in jou gedagtes vassteek. Onthou om die pause knoppie te druk.
Ons fokus op Nikodemus wat by Jesus in die nag gaan kuier het. Waarom in die nag? En wat was Nikodemus se motivering om as 'n Fariseer Jesus te gaan besoek? Een stukkie nadenke oor jou eie motivering. Wat motiveer jou om in 'n verhouding met die Here te leef? Kom ons kyk na Jesus se opmerking aan Nikodemus daar in vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Hoe verstaan jy dit wat Jesus vir Nikodemus sê? Kyk ook na die opmerking in vers 5. Jesus se opmerking aan Nikodemus moet verstaan word binne die konteks van sy menswording, dat hy as gestuurde die Messias is. Sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart en ook die uitstorting van die Heilige Gees kom bevestig dat 'n nuwe werklikheid, God se koninkryk, gekom het. Om deel daarvan te wees, is nie 'n aksie of 'n verantwoordelikheid van my kant nie. Dis nie iets wat ek verrig om deel te wees van die koninkryk nie. Maar om deel te wees van hierdie nuwe werklikheid van God, is iets wat met my gebeur. Op grond van Jesus se weldaad, is ek en jy 'n koningskind. Dis 'n nuwe lewe in 'n nuwe werklikheid, waar elkeen van ons onder die gesag en die heerskappy van Jesus Christus lewe. Jesus is meer as net 'n verlosser. Hy is Here en koning wat regeer. Daarom vra dit dat ons moet nie dink oor ons verhouding met hom. Watter implikasie bring dit vir jou? Gebruik ter afsluiting om met hom daaroor te gesels. Mag dit vir jou 'n mooi dag wees. Totsiens.